Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is my so lekker om weer saam met elke een van julle te kuier. Dankie dat julle my innooi in julle huise in vanmôre. Nou ons begin met 'n nuwe preekreeks uit Spreuke, wat dan nou aansluit by die vorige reeks, toe ons gekyk het na wat ons woorde doen, of ons woorde wys en woes is. Of woes is. So ons gaan nou rustig aan met 'n preekreeks van Spreuke, hoe om met wysheid reg te lewe. Dit is my baie lekker, soos ek sê, om julle in te nooi. En vandag vra ek dat ons graag aan die voete van Jesus sal gaan stil raak, soos Maria van ouds, toe sy daar rustig gaan sit het en net toegelaat het dat Jesus se woorde en sy voorsiening oor en deur haar vloei. En dit is my gebed vir elke een van julle vanmôre. My seun, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie, hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na gesonde begrip, soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos 'n verborgde skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. Hy laat eerlike mense sukses behaal en hy beskerm die wat onberispelik lewe. Hy sien toe dat reg geskied en hy hou wag oor die pad van sy troue dienaars. As jy aanneem wat ek jou sê, sal jy insig kry in wat regverdig en reg en billik is, en sal jy op die goeie pad bly. Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem. Kennis sal vir jou iets aangenaams word. Oordeelkundigheid sal oor jou wag hou en verstandigheid sal jou bewaak. Gemeente, ek groet jou vanmôre in die lig, in die wysheid, in die lewe, in die weg, in die naam van ons Here Jesus Christus, die Hoëpriester wat vir ons intree, ons onderrig en lei. Welkom in die huis van die Here. Ek wil graag vir 'n oomblik stil staan en net 'n kers aansteek. 'n Kers ter herinnering aan elke persoon wat oorlede is aan COVID, al ons geliefdes. Almal van hulle wat nog worstel met COVID en almal van ons wat deur COVID geraak is. Weet dat ons aan jou dink en dat ons vir jou bid. En dat ons regtig hoop dat die Here jou in die tyd styf vas sal hou, jou aan sy bors sal druk en vir die nodige vertroosting en hoop sal voorsien. Jy is nie alleen nie. Al wat jy hoef te doen is om jou oë toe te maak en by die Here te gaan sit en hy is daar. Sterkte gemeente, ons is hier vir julle. Ons gaan dan nou voort met die lofprysing gedeelte, dan sing ons 3 liedjies saam tot eer en verheerliking van God. Baie dankie. Goedheid hier aan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref, niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef, aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei, nooit vergeet nie, Here, U wil ons in die waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig oor ons rede, dis
Gemeente, kom ons bid saam. Aba Vader, is 'n mens se lewe op aarde nie maar harde arbeid nie, en sy dae soos die van 'n dagloner. Sy lewe is soos die van 'n slaaf wat smag na koelte, soos die van 'n dagloner wat verlang na betaaltyd. So bring ek my maande deur met swaar kry, my nagte is net smart. As ek gaan slaap, dink ek, wanneer kan ek opstaan? Maar die nag sleep stadig verby en ek rol rusteloos rond tot dagbreek toe. Nee, Here, ek kan nie stil bly nie. In my beproewing wil ek praat. In my bitter lyding wil ek kla. Is ek dan die see dat U my aan bande wil hê, of 'n seemonster dat U my laat bewaak? As ek dink dat my bed my sal troos, of dat ek verligting van die pyn sal kry as ek lê, dan verskrik U my in my drome, en oorval U my met nagmerries, sodat ek eerder verwrig en dood wou wees, as om te lewe. Ek wil nie meer nie, Here. Ek sal tog nie vir altyd lewe nie. Laat my staan. My lewe is niks meer werd nie. Wat is die mens dat U soveel van hom maak, dat U hom so op die hart dra, dat U hom van dag tot dag toets, hom van oomblik tot oomblik op die proef stel? Wil U nie van my af wegkyk en my 'n oomblikie laat asem skep nie? As ek gesondig het, wat kan ek teen U uitrig? U wat die mens gedurig oppas. Waarom het U my U teken gemaak? Waarom moet ek vir U 'n las wees? Waarom vergewe U dan nie my sonde en vergeet wat ek verkeerd gedoen het nie? Here, dit is vir ons so bemoedigend om in hierdie tyd so 'n gebed te kan lees, soos wat kom uit Job. Here, U ken hierdie tye, U ken hierdie situasie. Here, U weet hoe moeilik dit vir ons elkeen is. Dankie, Here, dat ons vanmôre net ons hele hart by U kan kom neersit. Maak nie saak wat die vraag is of hoe dit lyk, is dit mooi, is dit lelik nie. Ons weet waantoe om te gaan. Ons weet, Here, dat U ons tuiste is en U verwelkom hierdie tipe gebede. Here, elkeen van ons plaas ons harte by U vanmôre waar dit veilig is. In Jesus naam. Amen. Gemeente, ons preekreeks begin dan, soos ek gesê het, uit die boek Spreuke. Dan blaai ons na Spreuke, hoofstuk 6, vers 6 tot 11, soos julle hier agter my kan lees. Dan lees ons uit Spreuke, hoofstuk 6, vers 6 tot 11. En dit is op bladsy 669 in die Ou Testament in my Bybel. Dan lees ons die volgende. Jou leihart, gaan leer by die muur. Kyk wat hy doen. Leer wat wysheid is by hom. Hy het nie 'n leier of 'n opsigter of iemand wat agter hom staan nie. Hy kry reeds in die somer sy kosvoorraad reg. In die oestyd maak hy sy kos bymekaar. Jou leihart, hoe lank gaan jy nog lê en slaap? Wanneer gaan jy eendag opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie verder slaap, nog 'n bietjie lê en sluimer, nog 'n bietjie hande gevou lê om uit te rus. Skielik oorval die armoede jou, soos 'n struikrower. 'n Tekort aan kos oorrompel jou, soos 'n gewapende dief. Ons lees dan net tot sover. Gemeente, ek lees graag vir julle 'n stukkie uit die boek van C.S. Lewis, Mere Christianity, en ek nooi jou uit om saam met my die volgende te lees. Then comes another discovery. Every faculty you have, your power of thinking or of moving your limbs from moment to moment, is given you by God. If you devoted every moment of your whole life exclusively to His service, you could not give Him anything that was not, in a sense, His own already. So that when we talk of a man doing anything for God or giving anything to God, I will tell you what it's really like. It is like a small child going to its father and saying, "Daddy,
Give me 6 pence to buy you a birthday present. Of course, the father does, and he is pleased with the child's present. It is all very nice and proper, but we know that it isn't the father who owes the child anything. When a man has made these 2 discoveries, God can really get to work. It is after this that real life begins. The man is awake now. We can now go on to talk about faith in the second sense. Gemeente, daar is iets te sê oor die oortuiging daarvan om elke dag aanhoudend en voortdurend leerlinge te wees. Leerlinge van God se woord en leerlinge van God se wil. Vanuit wat ons lees, uit wat C.S. Lewis hierso sê, sien ons dat dit waarlik 'n geskenk dan aan God is, wanneer ons onsself geheel en al daaraan toewy, om heilige en aanneemlike offers vir God te wees. Wanneer ons onsself toelê daarop om God te dien met alles wat ons is in elke omstandighede, dan maak ons God se Vadershart gelukkig. Dan kan God begin om met ons 'n pad te stap. Wanneer ons besef dat alles genade is, elke liewe beweging, elke liewe asemteug, elke woord wat ons spreek, is bloot God se genade en is te danke aan hom, dan kan ons begin om in 'n dieper verhouding met hom te staan. Wanneer ons alles van onsself gee, en dit asof van harte vir God, sê die Spreuke, is dit die begin van wysheid. Nou die wysheidsliteratuur vier 'n hoë gety in Spreuke, maar dit sluit ook Prediker en Psalms in. Spreuke, geïnspireer deur koning Salomo, weet ons was koning Dawid se seun. Koning Dawid, verantwoordelik vir die Psalms, word daar gesê dat die Psalms vir ons gebede gee. Dit gee vir ons die grondslag van aanbidding. Waar Spreuke dan aan die ander kant vir ons etiek gee, vir ons die grondslag van die regte Christelike lewenswandel en leer. Die praktiese uitleef van ons geloofsbeginsels. Hulle sê Spreuke help ons om taktvol ons harte na mekaar toe uit te reik, waar Psalms ons help om ons harte na God toe uit te reik. En saam vorm hulle die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soveel soos jouself. Origenes het genoem dat Spreuke van Salomo die wetenskap is om goddelike dinge te oordink en daaroor te reflekteer, dit te kontempleer. Luther, aan die ander kant, skryf in 1524 hoe dit die handboek van daaglikse oordenkinge moet wees, en het hy dit ook so gebruik. Hy sê die boek leer ons hoe om sonde te ontsnap en hoe om God gelukkig te maak. Christian Benedict skryf dan die volgende: From the oratory of David, we now proceed to the school of Solomon, to find in the son of the greatest of theologians, the first of philosophers. Ons lees die boek van Spreuke en dan besef ons 'n waarheid as gelowiges, is dit daar nie 'n kyk, 'n woord, 'n aksie, 'n gedagte of 'n belangrike gebeurtenis van die dag of die kleinste verantwoordelikheid in die gesin, enigiets is waar ons nie of God daarmee vereer of verkleineer nie. Alles wat ons doen, elke liewe klein handeling, elke liewe gedagte, elke liewe woord is of tot eer van God of dit is nie. En die Spreuke van Salomo dwing ons juis om op te kyk, om eers na God te kyk en te sê, hoe dien ek God hiermee? Wat is die praktiese wysheid wat van my verwag word as leerling in die skool van Salomo, as 'n gelowige van God? Hulle leer ons dat alle ware wysheid 'n geskenk van God af is, en dit is gegrondves om God te dien,
daarin om God te dien. En die klem val ten sterkste daarop dat dit allerbelangrik is om dan versigtig te wees met wat in ons harte omgaan, omdat alles wat ons doen van daar af uitvloei en dat ons daarna ook ons tonge sodoende in beheer moet hou. Ons fokus, word ons herinner, moet deurgaans op God se wil en God se woord wees. Op die manier wegspreuke vir ons die baan om die evangelie te verkondig en herken ons die basiese van verhoudings en optredes en ons lees dit in Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Nou wysheid is 'n baie unieke woord en in die Hebreëus, die woord daarvoor in Hebreëus word as volg beskryf. Hulle noem dit 'n grootheid van hart. Wysheid word beskryf as 'n grootheid van hart en dit verwys na 'n baie dieper verstaan van die skepping, van die mens, van alles, as net bloot slim gesegdes wat ons in 2 lyntjies kan opsom. Daar's 'n baie dieper gevoel tot wysheid. Ons lees hiervan in ek het dit nie veel neergeskryf nie, verskoon. Maar ons lees hiervan van Salomo se wysheid in 1 Konings 4 vers 29 tot 34 wat lees: God het aan Salomo baie groot wysheid en verstand gegee en insig in soveel sake as wat daar sand aan die see is. Salomo het meer wysheid gehad as al die ander mense van die ooste af tot in Egipte. Hy het verse gemaak oor bome en plante, van die seders op die Libanon tot die hyssop wat uit die mure groei. Hy het gedig oor diere, voëls, reptiele en visse en van oral af het daar mense gekom om na Salomo se wysheid te luister. Afgesande van al die konings wat gehoor het dat hy so 'n wyse man is. Wysheid word beskryf as 'n grootheid van hart, nie net 'n slimheid of kennis van alles nie. Nou die Spreuke, die boek Spreuke word opgedeel in 5 hoofstukke. Naamlik die eerste ene is opdragte en aansporings om wysheid te kan bekom. Die tweede ene is 'n waarskuwing tussen die lewe en die dood, 'n lewe van godvreesendheid of goddeloosheid. Wat is reg en wat is verkeerd? Dan kry ons die tweede versameling van Salomo se gesegdes wat bymekaar gemaak was deur koning Hizkia se manne. En dan kry ons die gebed en die onderrig van Ager en die vermaning van Lemuel. Nou ons spreek van vandag wat ons lees uit Spreuke hoofstuk 6 kom juis uit hierdie tweede versameling van Salomo se gesegdes wat spesifiek praat oor 'n lewe van reg en verkeerd, 'n lewe van om God te ken en om God nie te ken nie, lewe of dood. Nou Spreuke is 'n magdom van gesegdes of vergelykings wat die waarheid op 'n alledaagse manier aan ons kommunikeer. En die aard van hoe dit geskryf is juis as spreekwoorde en beeldspraak, wat dit maklik gemaak het om mense mee te onderrig, sodat hulle dit kon toepas in hulle elke dag se lewe. Dit is ook morele riglyne wat gegee was vir gesinne waar volgens hulle moes leef, maar ook vir die breër gemeenskap van die ekonomie, die regering ensovoorts, waarmee hulle lewens ook moet inrig. Dit is op elke dag van ons lewens van toepassing. Jesus Christus het selfs Spreuke in sy prediking gebruik om die mense mee te leer en te onderrig. Nou soos ons vroeër gelees het deur Benedict, word daar verwys na die boek van Spreuke om uitgenooi te word na die skool van Salomo. Gemeente, en dit is presies wat ons hoop is vir hierdie preekreeks en waarom ons jou persoonlik innooi, is om 'n leerling te word van die Spreuke, 'n leerling in die skool van Salomo, wat soekend en nadenkend is oor die wil en die woord van God. En ons nooi jou uit om met vurige entoesiasme by hierdie skool aan te sluit.
Nou die eerste les in hierdie skool, die heel eerste les van Spreuke is, wysheid begin by die dien van die Here. Kennis is die dien van die Here. So dis nie iets wat jy net bonatuurlik alleen ontvang nie, tensy jy Salomo is nie. Dit is nie net iets wat jy of het of jy het dit nie. Dit is nie iets wat jy kan gaan koop of by iemand kan steel ensovoorts nie. Dit vra na iets van jou, dit vra na harde werk, dit vra na toewyding. As jy wysheid wil hê, kennis wil hê, begin dit by die dien van die Here. Om sy voorskrifte na te kom, om in alles wat jy doen, hom te eer en om aktief te soek na sy wil en sy woord in elke situasie. So die eerste les is, wysheid begin by die dien van die Here. En hierdie les resoneer reg deur die Ou Testament en bring ons vierkantig terug na die belofte, die verbond wat God aan die volk gemaak het in Deuteronomium hoofstuk 28. Lees ons vers 1 en vers 9. As jy goed luister na die Here jou God en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee en jy lewe daarvolgens, sal die Here jou God jou oor al die nasies van die aarde aanstel. As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in stand hou as 'n heilige volk, soos hy met 'n eed aan jou beloof het. As ons na God luister, as ons sy voorskrifte gehoorsaam, sal hy ons God wees en ons sal sy volk wees. Daarom die sleutel tot Spreuke, dit waarmee ek en jy instap met hierdie preekreeks, heel eerste, is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid vra na 'n onveranderlike vertroue in God en in sy belofte en veral in sy woord. Dit is om in alles hom eerste te stel en om hom te eer deur alles wat ons doen. Gehoorsaamheid stel ons juis in staat om eers te hoor, dan daaroor te dink en dan te reageer. Dit is wat dit beteken om God se voorskrifte te onderhou, om agter hom aan te loop, om hom te dien, gemeente om vir hom lief te wees, is ons met aktiewe deelnemers wees in hierdie verhouding met God. Wanneer ons dan in daardie regte verhouding met God staan, kan ons eers sy woord ordentlik verstaan, en dan kan ons eers behoorlik in die regte verhouding met ons naaste en die res van die wêreld staan. Gehoorsaamheid is om God se woord dag en nag te oordink. Nou vandag se les bring 'n baie prominente prent na vore, die van die muur. Ons word vermaan om soos die muur hard te werk, met die regte ritmes en die regte verantwoordelikhede en dit voortdurend te doen. Ons word gewaarsku teen ledigheid en vernaam ledigheid van die gees. Hierdie beeld spreek vir dit self, gemeente. Daar is nie veel wat ek jou hoef te leer daar rondom nie. Sodra ons dit lees en ons verbeel onsself hierdie prentjie van die muur, weet ons dadelik wat die les hier agter is. Ons weet die muur is onvergelykbaar met harde werk, in organisering en in sukses. Die muur is die absolute voorbeeld van hoe om goed saam te werk en van 'n goed funksionerende sosiale sisteem. Hulle word geklassifiseer as 'n superorganisme, 'n superorganisme, omdat hulle 'n klomp van hulle as een identiteit saam kan funksioneer. Hulle oorlewing is daarin geleë om 'n sosiale sisteem te organiseer, hulle gewoontes diensooreenkomstig tot die situasie aan te pas en om bronne te kan vind en dit te gebruik, maar ook om hulle self te kan verdedig as een mens, een man, een entiteit. Hulle is uitstekend met die verdeling van werk, met kommunikasie en met probleemoplossing. En het julle geweet dat mure al 92 miljoen jaar bestaan? Nou as ons so luister na die kenmerke van mure en hoe hulle saamwerk, dan kan ons dadelik begin dink, o aarde, ek dink die Here vra baie van my hierso. Ek kan sommer dadelik al van die punt van my kop af hoor, werksverdeling, kommunikasie, probleemoplossing.
daai is goeters wat groot genade gaan vat om daai wysheid aan te leer. En hierdie klomp verskillende mure wat as een entiteit kan funksioneer, almal van hulle het een gemeenskaplike doel en hulle werk daarvoor met klomp integriteit en van harte. Elkeen doen wat hy moet doen. Daar is nie een wat afskep nie. Daar is nie een wat skuinstrek nie. Elkeen van hulle doen wat hulle moet doen. Wow, is dit nie die droom nie? In enige werk ons opset, in enige effektiewe, produktiewe situasie is dit die dag waarvoor ek en jy wens. En dadelik begin ons koppe somme draai, beteken dit ek moet hard werk, min slaap, en aanhou daarmee tot ons sukses bereik. Want dit is hoe die mens aan mekaar gesit is. Sommer dadelik wanneer ons so 'n preek hoor, voel ons skuldig as jy nou nog in jou pyjamas sit, of as jy 'n Saterdag braai gehad het, of as jy 'n Sondag potjie kos het, dink jy dadelik by jouself, nee, daar's te veel goed wat moet gebeur. Ek wil nie 'n luiaard wees nie. Ek wil nie nog 'n bietjie slaap of slymer soos vanoggend nie. Dadelik sê ons gedagtes vir ons, ek moet aan die gang kom, ek moet harder werk as wat ek doen, ek moet minder slaap as wat ek doen. Ek moet wees soos hierdie muur, 'n super organisme. Nou ja, hierdie voorbeeld leer ons hoe om hard te werk en wat goeie dissipline is. Soos ek sê, van wat ons nou reeds geleer het, is die muur 'n onvergelykbare voorbeeld van wat dit is om hard te werk en 'n bydrae te lewer en suksesvol te wees en goed funksionerend in 'n sosiale stelsel te wees. Maar gemeente, is dit al. Onthou aan die begin van hierdie preek het ons gesê, wanneer dit kom by die skool van Salomo, is daar iets te sê daaroor dat ons leerlinge is. En wanneer ons leerlinge is, en ons lê gehoorsaamheid aan die dag, dan vra dit na ons om God se woord dag en nag te oordink. Dat ons bietjie daaroor nadenkend sal wees, daaroor sal reflekteer, dit sal internaliseer, dit binne ons sal laat groei en God sal toelaat om met ons te spreek daardeur. En wanneer ons dit doen, vat ons nie net hierdie prentjie van die muur soos hy hier lyk nie, en ons vra, Here, delf vir my dieper, leer vir my dieper. Ek dink wanneer ons dit doen, is daar 'n belangrike woord wat hier ter sprake is, en dit is die woord entoesiasme, vergewe my, inisiatief. Vir my is dit entoesiasme, vergewe my. Die woord wat regtig na vore kom en ter sprake is die woord inisiatief. Nou die HAT verklaar die woord inisiatief as 'n daad, 'n handeling van iets aan die gang sit of om iets aan te pak. Dit is ook die mag of om 'n geleentheid te hê om eerste op te tree. Dis 'n tipe lus of krag om iets aan te pak, 'n ondernemingsgees. Dit is vir my so mooi en so beskrywend van vandag se teks. 'n ondernemingsgees. Ek hoop jy maak hierdie woord vas in jou hart, of jy sit hom op jou screensaver vir die volgende week, of jy skryf hom groot en plak dit in die yskas op. 'n ondernemingsgees. Ons moet 'n ondernemingsgees hê, gemeente, vir die alledaagse, vir ons gesinne, vir ons werk, maar vernaam vir ons geloof, vir ons verhouding met God. En dit is die mees belangrikste les van hierdie muur, van die komponent van hoe hy aan mekaar gesit is dat die muur die inisiatief vat om alles te doen wat hy moet doen en om dit gedissiplineerd vol te hou. Daar is niemand wat oor hom die wag hou nie. Hy weet wat hy moet doen en hy doen dit ook. Hy gee daar die eerste tree, elke liewe muur. Dit is ook ons waarskuwing, gemeente, is dat ons sal aanhou geestelik verarm as ons nie 'n ondernemingsgees het ten opsigte van ons verhouding met God nie. Ons moet gedissiplineerd leef in ons ritmes, in terme van om die eerste tree te gee, die inisiatief te neem, om ook aktief deel te neem aan hierdie verhouding met God, om hom ook te ontmoet, en om hom ook toe te laat, om in ons lewens te werk, en om ons te kom verander. Mure bly ook derentyd konstant
dieselfde. Maak nie saak hoe die seisoene verander nie, maak nie saak hoe die omstandighede verander nie. Hulle hou aan om te doen dit wat hulle moet doen om oorlewing te verseker. En dit leer ons iets om ook konstant en derentyd dieselfde te wees in ons geloof, maak nie saak die seisoen, die omstandigheid of die gebeurtenis nie. Ons inisiatief moet altyd dieselfde bly. En as ons hierdie spreek lees, besef ons dan nou, nee, dit gaan nie daaroor om jouself dood te werk en om altyd beskikbaar te wees nie. Dit beteken nie jy mag nooit rus of genot in iets ervaar nie. 'n Voorbeeld van iemand in die Bybel wat ons hier baie kan help, is die van Joshua. Nou Joshua was aan die begin van sy roeping, toe hy by Moses moes oorneem om die volk in die beloofde land in te lei. Hy moes Moses se skoene vol staan. En ons lees in Joshua hoe hy vreessaam was, onseker was, bang was, en nie geweet het hoe om dit te doen nie. Maar onder leiding van God het Joshua die inisiatief geneem en het hy die ondernemingsgees gehad, dat alhoewel hy nie geweet het hoe hy die skoene gaan vol staan nie, het hy steeds die skoene aangetrek. God het hom toegelei met 'n baie eenvoudige waarheid, wat ek en jy ook prakties kan toepas. Hier is God se belofte aan Joshua. Joshua hoofstuk 1, vers 5b tot 9. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in alles wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Gemeente, ek weet nie waar jy jouself op hierdie oomblik in jou lewe bevind nie. Ek weet nie wat is jou uitdagings nie, en ek weet nie hoe lyk jou verhouding met God op hierdie oomblik nie. Jy sal jou eie termometer daarvan moet wees om te sê, is ek absoluut koud vir die evangelie? Is ek 'n lauwarm Christen, of is ek vuurwarm vandag? Waar jy ook al is, die Here herinner ons, hê 'n ondernemingsgees, wat ook al voor jou lê, wat ook al jy moet aanpak, of dit jou verhouding is met die Here, of 'n nuwe seisoen in jou lewe, of 'n uitdaging, of 'n uitmergelende situasie, 'n verlies, of selfs net moeilike, worstelende tye is, pak dit aan. Pak dit aan met jou ondernemingsgees. Neem die inisiatief. Want God maak aan jou ook hierdie belofte, dat wanneer jy dit doen, dan sal hy by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat of verlaat nie. Jy moet net sterk en vasberade wees, en altyd sy woord dag en nag oordink, en dit die rigsnoer van jou lewe maak. Wanneer jy dit doen, sal jy slaag in alles wat jy moet doen. En hy is die Here jou God, en hy is by jou oral waar jy gaan. Gemeente, wanneer dit gebeur, wanneer ons dan God toelaat om deur sy woord met ons te werk en om ons te verander, dan begin sy woord ons transformeer. Ons lewende Here Jesus Christus, die woord van God, gaan vir ons 'n nuwe lewe binne in ons skep. En dan gaan die oue weg wees en die nuwe sal kom. En dan het ons deel aan sy koninkryk. Dan het ons deel aan hierdie beloftes. Dan het ons deel aan hierdie sukses. Hierdie superorganisme wat nie ons te doen is nie, maar slegs deur die genade van God. Wanneer ons die woord en die wil van God ernstig najaag, dit soek en dit oordink, wanneer ons dit doen, dan verander ons, dan vind transformasie plaas. Dan skep God en hou hy aanskep deur ons en leef ons dan
in hom 'n lewe van wysheid. Met dit gesê, nooi ek julle nou na die nagmaaltafel toe, wanneer ons herinner word dat hierdie nuwe lewe vir ons gegee is, deur Jesus Christus, se selfopofferende liefde, dat sy bloed vir ons gevloei het, dat sy liggaam vir ons gebreek is, juis sodat ons kan leef in hierdie vryheid, in hierdie wysheid, in hierdie nabye verhouding met God. Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging vir ons om 'n aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en om opnuut daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid vir ons gemeente om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Dis my gebed dat ons nou 'n oomblik sal vat, wanneer ons na die tafel toe stap en gaan aansit vir die feesmaal gemeente, dat jy jou hart sal ondersoek, en net soos hy is op hierdie oomblik, dit by God sal kom neersit, dit op sy tafel sal kom neersit. As jou hart behoefte het aan genesing, of versterking, of vernuwing, kom sit dit neer, en kom neem deel aan die vrymakende, lewegewende bloed van Christus, wanneer hy jou nooi om by hom te kom stil raak. Ons gee dan 'n geleentheid om aan te sit by die tafel. Julle kan julle broodjies en wyn nader kry. En dan gaan ons nou almal saam die geloofsbelydenis opsê, hardop. En net weer bevestig dat God die hoof is van ons lewens. Dat God eerste staan en dat hy by magte is om meer te doen as wat ons ooit kan droom of dink. En dan maak nie saak in watter toestand ons kom aansit nie. Hier is waar ons behoort en waar ons tuis gaan, en waar ons eendag weer saam met ons geliefdes sal fees vier. Kom ons sê dan nou die geloofsbelydenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U vir Jesus Christus, wat met sy liggaam, wat gekruisig was, en bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons hart aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons hart ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan U regterhand is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in U koninkryk en tot verheerliking van U naam. Amen. Gemeente, ons neem nou die brood en ons dink daaraan dat toe Christus se liggaam vir ons gebreek is, het hy ons sondes vergewe. So neem dan nou, eet en dink daaraan dat jou sondes jou
vergewe is. Gemeente waar ons nou die wyn drink, dink ons daaraan dat Christus se bloed vrylik vir ons gevloei het. En dat sodoende het ons deel aan die nuwe lewe in Christus. So neem, drink en dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gevloei het en dat daardeur het daar genesing vir ons wonde gekom. Dierbare Vader, ons loof en prys U, dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe, Here, geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks laat groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Christus en met mekaar. Ons bid dat U deur die werk van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie gemeente sal bereik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gemeente, dan gaan ons nou 'n geleentheid gee om die dankoffergawes in te neem. Dankie. Ons gaan dan ook nou kyk na die afkondigings. As julle saam met my wil blaai daarheen, ekskuus. Goed, so ons nuwe preekreeks wat kom uit Spreuke, soos julle kan hier sien word dit gelys, van vandag af tot die 8ste Augustus lees ons elke week uit die boek van Spreuke. Ons nooi julle regtig uit om saam met ons hier te kom deelneem. Radiokerk praat oor 'n magtige vesting is ons God, Psalm 46. Skakel graag in op al kanaal 7 se platforms. Dan nooi ons julle graag weer elke liewe vrou uit na NG Windhoek Wes se vrouegroep wat op Woensdae om 6:15 tot 7:30 ontmoet. As jy belangstel, kan jy graag vir Sandra skakel en dan kan sy vir jou naam op die lys sit. Julle is regtig almal welkom. Verskoon. Dan gaan ons nou na die slotlied luister en is julle welkom om saam die Here te eer en te prys vir dit wie hy is en wat hy vir ons doen. Dankie. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, halleluja,
Ekskuus gemeente. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Mag jy 'n geseënde week beleef en mag ons weer saam ontmoet volgende week dieselfde tyd. Totsiens gemeente.